Goed, goeiemôre liewe gemeente. En hoe gaan dit met julle almal? Gaan dit goed? Net koud, nê? Net koud. Julle sal sien ons teks vanoggend is Psalm 51 en dit gaan oor Dawid se sonde en ek onthou een keer toe vra 'n dominee vir 'n belydensklas, hy wil net graag weet wat is sonde. Toe sê een van die kinders vir hom, wat wil jy weet? Ek kan ons vir jou verduidelik. Ja, so ons gaan 'n bietjie oor die sonde praat vandag. Moet my net nie vra wat wil ek weet nie, asseblief. Ek sal dit daar laat. Vriende, baie welkom aan almal wat hier is. Ook kuiergaste en nuwe intrekkers, veral die toys wat nuut is hier by ons. Mag julle verblyf ook hier in ons gemeente werklik geniet. Nou, vandag ontmoet ons, wil ek vir julle sê, 'n God wat nie mense wegstoot omdat hulle geval het nie, maar hulle eintlik nader trek om hulle harte nuut te maak. Dis waaroor vanoggend se erediens gaan. Daarom die tema meer as vergifnis. Kom ons sing lekker saam, ons staan terwyl ons dit doen. Drink van my hart.
julle, ek het vergeet om die aankondiginge te doen. So miskien moet ek dit net hier doen voordat ons aangaan. Ek wil graag vir almal sê wat verjaar hierdie week, hartlik geluk en mag dit 'n pragtige nuwe lewensjaar wees. Ons bly ook dink aan die wat, julle kan maar sit terwyl ek die aankondiginge doen. Tensy julle wil staan en die bene beoefen, dis ook reg. Voorbidding, daar's 'n hele lang lys, ons dink aan almal wat op die lysie is. Ek het die voorreg gehad om Tennyson te besoek daar in Entabeni Vrydagmiddag. Soos hulle sê, he's high in spirit. Dit gaan eintlik goed met hom, so dit vir my geklink, en ons het 'n baie lekker gesprek gehad. Dit was baie lekker om daar by hom te wees. Hy het nog maar ook 'n pad vorentoe om beter te word, en ons dink aan hom, ons bly vir hom bid. Kyk maar 'n bietjie daar na die bazaar goedjies. En dan vriende, weer 'n keer in die aankondiginge, in die groen blokkie, is daar vir hierdie week weer 5 vrae wat jy in jou stilte tyd oor hierdie teks van vanoggend en hierdie boodskap van vanoggend kan gaan oor nadink en jou eie aantekeninge daaroor maak. Dit dan wat die aankondiginge betref, en nou kan ons maar sit vir die res, terwyl ons die volgende 2 liedere sing.
Geliefdes, ons hulp vanoggend en dwars deur ons lewe is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees wat in ons is. Amen. Kom ons staan, dan sing ons die volgende lied saam.
Julle kan maar sit. Ek wil graag vir ons elkeen 'n geleentheid van stilte gee, sodat jy jou hart na God toe kan bring vanoggend. Maar dink ook 'n bietjie terug op die week wat verby is. Waar het jy die Here in die klein dingetjies raak gesien? Sy goedheid en guns en liefde beleef. Daar moet verseker iewers iets gewees het wat jou oor die Here opgewonde gemaak het. Kom ons raak stil, ons praat met die Here, dan sal ek met 'n gebed voortgaan. Here, ons bring ons harte voor U in gebed. Hoor ons, sien ons, wees naby aan ons, Here. Dankie vir daardie klein gunsies en gawes wat U liefde is. Ek kan nie help om altyd terug te dink aan Koos Du Plessis se liedjie waarin hy sing. Elke skewe snytjie brood wat liefde is. Ja, Here, soos elke skewe snytjie brood ook U liefde aan ons. En ons dankie daarvoor. En ons bring daarom ook ons harte na U toe. En ons vra, Here, praat met ons, sodat ons U kan hoor en U kan volg. Amen. Vriende, in Micha 6 vers 8, en julle sou gesien het, ons sitkamer gesprek, as ek reg onthou, het oor Micha gegaan. En in Micha 6 vers 8 sê die Here, of sê Micha, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En dan wil ek by sê, ons leef nie om God se liefde te verdien nie. Ons leef omdat ons reeds uit genade leef. En dis die leefreël wat Micha 6 vers 8 ons leer. Nie uit verdienste nie,
maar uit genade alleen. Kom ons sit so, dan sing ons Vlam 406. Ons het so 'n klein oomblikie van nadenke voordat ons voortgaan met die erediens. As God een deel van my hart vandag nuut kan skep, watter deel sal dit wees? Gee 'n paar sekondes ons daaroor dink. As God een deel van my hart vandag nuut kan skep, watter deel sal dit wees? Wees ons genadig, o God, volgens u troue liefde. Skep vir ons 'n rein hart, gee vir ons 'n nuwe gees. En dan vir die wat hulle skuld voor die Here gebring het, wat met 'n rein hart, met 'n oop hart na hom toe gekom het, sê die Here vir ons in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, is God getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Kom ons staan, dan sing ons lied 245.
Psalm 51, 82, 83 vertaling van die Bybel. Ons lees dit saam. Neem tog my sonde weg is die opskrif. Vir die koorleier, 'n psalm van Dawid. Na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg, en u oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil hê dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel. Laat my weer jubel. Moet tog nie ag slaan op my sonde nie. Wis al my skuld uit.
skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en U Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my weer met U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor U verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. 'n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil U nie hê. Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Laat Sion U liefde en U goedheid ondervind. Herbou tog die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is weer vir U aanneemlik wees. Offerdiere wat heeltemal verbrand word. Dan sal hulle weer bulle op die altare offer. Dit is eintlik so 'n pragtige psalm. Mense het twee maniere hoe hulle met die foute wat hulle maak in hulle lewe deel. En nou bedoel ek, vriende, ernstige foute, nie net sommer die klein ou goedjies nie, nê. Die tipe goed wat 'n Dawid gedoen het en ander. Die eerste groep mense sal dit probeer wegsteek. Hulle weet hulle het verkeerd gedoen en nou probeer hulle dit sommer so 'n bietjie wegsteek, verbloem, dat niemand dit kan sien nie. As hulle wel tog 'n bietjie uitgevang word, dan sal hulle probeer om dit weg te verduidelik. Hulle sal probeer sê daar is goeie rede hoekom hulle hierdie fout gemaak het, hierdie vreeslike ding gedoen het. Ek is seker daarvan Dawid sou waarskynlik aanvanklik gesê het, ja, maar dit was ou Batsheba se skuld. Sy het dan kaal gebad daar op haar stoep, ek het haar gesien. Haar skuld, nê? Blaam verplaas, iemand anders die skuld gee. Maar daar kom 'n dag, en dit is baie keer die tweede groep mense, waar jy nie meer kan wegkruip nie. Daar kom 'n dag wanneer jy moet ophou om verskonings te maak vir die dinge wat jy verkeerd gedoen het. Daar kom 'n dag wanneer jy al die ou storieetjies wat jy om hierdie ding gespin het, uitmekaar uit moet trek. Wanneer jy die blaam moet vat en ophou om ander te blameer. Daar kom 'n dag, liewe vriende, wanneer jy in die spieël moet gaan kyk en baie eerlik met jouself in die spieël moet gaan kyk. Wat sien jy daar? Hierdie tweede groep mense, as hulle in die spieël kyk en hulle is regtig opreg eerlik met hulle self oor dit wat hulle daar sien, is die volgende ding wat hulle doen, hulle kyk op na God. En hulle sê vir die Here,
Here, hier is ek. Dit is ek. Dit is ek. Hierdie tweede groep neem verantwoordelikheid vir hulle lewe, verantwoordelikheid vir die keuses wat hulle gemaak het, verantwoordelikheid vir elke enkele daad van hulle lewe. In Psalm 51 moet ons sê, ontmoet ons 'n man, 'n diep gebroke man, wat in 'n spieël gekyk het. En vriende, nou moet ons weet dat hierdie diep gebroke man was die jong seun, herderseun, wat die groot Goliat oorwin het. Dit is die groot Dawid, koning van Israel. Hierdie koning, hierdie groot man, hierdie belangrike persoon, staan gebroke voor God as 'n sondaar mens. Dis 'n bitter ongemaklike plek om jouself te bevind. Maar weet julle wat? Dis ook 'n plek van 'n wonderbaarlike stuk bevryding. Die wêreld waarin ek en jy leef is mos ingestel op ons beeld, 'n perfekte beeld. Ons moet, julle het dit al gesien op TV, al hierdie belangrike ouens, Gucci, handsakke en Vuitton, wat se skoene, ek weet ook nie altyd nie, nee, dis net die heel duurste, en die mooiste karre, en die blinkste goed, en die grootste huise. Daai beeld wat uitgestraal word, is belangrik vir mense in die moderne tyd. Maar weet julle wat is hartseer? So belangrik soos wat hierdie beeld genade, is ons nou wakker? Net diep asemhaal. Dan moet ek uitfigure, waar was ek nou weer gewees? Nee. Goed, kom ons kyk. Ja, ek was besig om te praat oor hierdie beeld wat mense het. En die hartseer ding wat verlore gaan wanneer die beeld so belangrik is vir mense, is dat karakter in die slag bly. Want so belangrik soos wat hierdie beeld is wat na buite uitgestraal word, so word karakter al hoe kleiner en kleiner, want ek sal enigiets doen om uiteindelik hierdie beeld wat ek het opgebou het, uiteindelik in stand te hou. En dan is ek dikwels net te besig om uiteindelik in die spieël te kyk. En kom ons wees nou maar eerlik. Dis moeilik om in die spieël te kyk. Dis moeilik om eerlik met jouself te wees. Dis moeilik om selfs van iemand anders, soos Dawid van Nathan gehoor het, dat sy lewe uitmekaar uitval. Niemand wil dit hoor nie. Niemand wil dit weet nie. Maar daar kom 'n tyd wat ons nie anders te kan
as om in die spieël van die lewe, die spieël van God se woord te gaan kyk nie. En Psalm 51 nooi vir my en jou uit om die masker waarmee ek en jy lewe, die masker waarmee ons in die spieël kyk, en die masker waarmee ons vir onsself sê, jy is okay, af te haal. Nie omdat God jou wil verneder nie, vriende, maar omdat God jou graag wil genees. Jou siel weer heel wil kom maak. Jou weer kom maak wat hy bedoel het, dat ek en jy moet wees. Sy beeld in hierdie wêreld. Maar hierdie pad van masker afhaal, in die spieël kyk, begin uiteindelik by een belangrike woord: eerlikheid. Psalm 51 se grootste wonderwerk, vriende, is nie dat dit Dawid se sonde vergewe nie. Is nie dat God Dawid se sonde vergewe nie. Die grootste wonderwerk is dat Dawid van binne af nuut gemaak word. Nuut gemaak word. En hierdie woordjie nuut gemaak, is dieselfde woordjie wat gebruik word in Genesis 1 waar God skep. So wat hier direk staan in die teks is dat Dawid eintlik kom bid, Here, kom maak my nuut, nie net nuut nie, maar kom maak my oor, kom skep my oor, sodat ek kan wees, soos wat U bedoel het, ons moet wees alreeds in Genesis 1. U sien, vriende, daarom is die opskrif of die tema van vanoggend meer as vergifnis. Hierdie van binne af nuut maak is nie 'n nuwe verbeteringsprogram waarop ek is nie. Dis nie een of ander selfhelppoging wat ek het om uiteindelik net 'n beter mens te wees nie. God wil ons van binne na buite volledig nuut maak. En in Christus, as Nuwe Testamentiese kinders van die Here, weet ons het Christus gekom om juis dit te doen. Paulus praat daaroor dwars deur al sy briewe. Hy sê byvoorbeeld in Romeine dat ons saam met Christus gekruisig is, saam met Christus gesterf het, saam met Christus opgestaan het, dat ons nuwe mense is. Dat dit waarvoor Dawid hier vra, met ons in Christus gebeur. Hier ontmoet ons in Psalm 51 'n Dawid wat voor die spieël kom staan en in een oomblik besef al die lelike goed wat hy gedoen het. Die oorspel, die bedrog, die huisgesin wat uitmekaar uitval, die moord op Batseba se vrou. Hy begin by sy dade. As hy opkyk na God en sê, hier is ek. Dit was ek, Here, wat hierdie goed gedoen het.
Hy gebruik 3 woorde om uiteindelik sy sonde te kan beskryf. Hy sê, ek vertaal nou eintlik maar meer uit die Hebreëus uit, maar hy sê die eerste sonde wat hy gedoen het is, hy het in opstand, in rebellie gekom teen dit wat hy geweet het reg is, dit wat God van hom verwag. Hy sê die tweede ding wat hy gedoen het, is hy het hier innerlike klomp verdraaiings gemaak. Hy het hier innerlik dit wat hy gaan doen en gedoen het hy op een of ander manier geregverdig. Met allerhande mooi storieetjies. Dis soos ek wanneer ek 'n nuwe kar gaan koop. Ek sal vir Karika al die mooi goed van daai kar vertel en hoekom ek hom nodig het, terwyl ek hom eintlik nie nodig het nie. Nee, hier binne het ek myself oortuig. Dis daai ding. Maar die derde ding wat hy sê, tref 'n ou tussen die oë. Hy sê, ek het my doel gemis. Dis miskien die beste beskrywing van sonde. Sonde is daardie ding wat ek doen, wat uiteindelik maak dat ek my doel in die lewe, God se doel met my lewe, mis. Dawid besef, maar hierdie ding wat hy gedoen het, lei daartoe dat hy uiteindelik nie die koning kan wees wat God graag wou hê hy moet wees. Hy mis sy doel. Hy bely nie wat hy doen nie, maar wat hy geword het in 'n sekere sin, vriende. Hy bely wat hy geword het deur die keuses wat hy gemaak het. Dawid besef dit. Hy is nie meer wat hy bedoel, wat God bedoel het hy moet wees nie. Daarom vra hy, skep vir my 'n nuwe hart. Wanneer hy dit vra, vriende, vra hy na die diepste moontlike wese van die mens. Na dit wat eintlik saak maak. Hy vra nie dat God hom maar net 'n bietjie beter maak as wat hy voorheen was nie. Hy vra nie dat God sommer net hier en daar 'n bietjie klopwerk aan sy siel kom doen nie, maar hy vra, maak my nuut, maak my heeltemal oor. 2 Korintiërs 5 vers 17 hoor ons dit ook vanuit die Nuwe Testament. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Dis wat Dawid vra. En nou moet jy onthou, net voor ons weer skrik. Net God kan skep. Mense kan vergewe, God kan vergewe, maar dis net God wat kan skep. Dis net God wat 'n nuwe hart kan skep. En dis altyd meer as vergifnis. God se vergifnis aan ons eindig nooit net by vergifnis nie. Nooit ter wille van jouself sal God jou vergewe en jou 'n nuwe hart kom gee nie. Vergifnis is maar God se voetpaadjie na jou naaste toe.
En daarom sê Dawid, ek sal oortreders u weer leer. Vergifnis, 'n nuwe hart, getuienis. Daar kort nog iets. 'n dankbare hart teenoor God. 'n laaste woord, vriende. Jy mag dalk dink vanoggend, jy mag dalk hier sit vanoggend en sê, my verkeerde dade is net te groot. God kan dit nie vergewe nie. Ek het die boot met God gemis. Dit is 'n onmoontlikheid. Waarom? Want God staan vanoggend by jou met 'n uitnodiging. Al wat hy vra is, aanvaar sy aanbod om ook vir jou en my 'n nuwe hart te gee. Hy vra nie offers nie, maar jou hele lewe tot sy eer. Tot sy eer. Tema is meer as vergifnis. Want wat ek leer uit Psalm 51 en een sinnetjie gesê is, vergifnis lei na 'n nuwe hart. 'n nuwe hart word die spore na my naaste en na 'n lewe van aanbidding voor God. Meer as vergifnis. Dis wat God vir my en jou kom gee. Amen. Here, as ons vanoggend Psalm 91 gehoor het, 51, en ons het gehoor hoe Dawid in die spieël kom kyk, hoe U hom 'n nuwe hart kom gee. Dan wil ons ook weer onsself opnuut voor U kom lê, Here. Opnuut weer in die spieël kom kyk. Net opnuut weer kom seker maak, Here, dat ons hart nuut is. En dat ons hart die pad ken na ons naaste, na die wêreld wat U nie ken nie. Dat ons hart die pad ken na ware aanbidding. Aanbidding wat U eer deur ons naaste lief te hê soos onsself. Mag ons eerlik wees vanoggend met onsself. Eerlik wees. Sodat U ook vir ons 'n nuwe hart kan gee. Amen. Vriende, ek wil graag die Ferreiras vra om na vore te kom asseblief. Die Ferreiras is eintlik al 'n leeftyd hier deel van Highfields gemeente en voor dit van Suid gemeente. Hannetjie was selfs die koster by Suid gemeente en ons ken ook haar gebak. En ons ken Cornelia wat diensbaar elke Sondag
daar agter die toonbank help met die koffieskink. En ons ken ou Nikkel wat hier by die deur altyd saam met my die ouens 'n handdruk gee. Welkom. Hulle is op pad Kaap toe. En ons wil vanoggend vir hulle sê baie dankie vir die jare se diens binne die gemeente. As julle kan sommer bo op die verhoog, hoor. Ek weet die trappie is hoog, of as julle nie kan nie, staan net daar. Dis ook reg. Ons wil vir julle sê baie dankie vir al die jare se wonderlike diens. En dat ons gaan julle mis. Moenie bekommer nie, Anetjie. Staan net onder, ek gaan by julle daaronder kom staan. Daar's mos nou nie fout daarmee nie. Hierdie verhoogie is baie hoog. Morney, kan jy saam met my kom staan asseblief? Jy kan hier langs jou male kom staan. Ons wil net vir julle sê baie dankie. Dankie vir al die harde werk. Dankie vir julle liefde en omgee. Ons gaan julle mis. Ek weet, daai plekkie daar onder daar gaan leeg sit. Want daar gaan nie iemand anders wil daar sit nie. Want hulle weet is julle plekkie. En sterkte daar. Ek hoop die koue is te erg in die winter nie. En die somers te warm, hoor. Maar seën vir julle. Sommige net 'n kaartjie om ons te onthou, en terwyl julle hier so staan, sing ons vir hulle, laat Heer u seën op hul daal. As julle wil, kan julle die hande uitsteek na hulle toe, hoor. Dankie julle. Dis baie diep wortels wat gelig moet word. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Ek moet daarom sê, daar was 'n Ferrere wat hulle gegroet het, en hy bly daarom. So, dit help. Jy sê weer?
Vriende, kom ons sê vir die Here dankie. Here, hierdie dankoffer gee ons nie uit verpligting nie, maar omdat U vir ons goed is. Daar is so baie wat ons kan optel. Ons het net nou in die erediens gedink, net aan die afgelope week se goedheid. In die klein dingetjies, dan praat ons nie eens van die groot goed nie. Dankie Here. Amen. Ons slotlied, vriende, is Here ons God, as ons nou huis toe gaan. Mense te nooi vir tee in ons kos. Vriende, julle word uitgenooi om ook saam met die Ferreiras skon te kom geniet en 'n lekker koppie koffie in die saal. Die Here seën ons met meer as vergifnis. En daarom kan ons ook sy seën ontvang en met sy vrede gaan. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag hy sy aangesig na jou toe draai en jou vrede gee. Amen.